Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd saam. Is goed, is lekker hier in Suid-Afrika. Ek nooi jou Sondagse dienste. Ons gaan na die tweede boodskap toe rondom herbou die altaar van die Here in jou lewe. Hoe ons dit doen, hoe hy antwoord met vuur en die beginsels daar rondom en wat dit aan jou lewe gaan doen. Een van die stappe van herbou die altaar is die werk wat die Here in die begin vir die Lewiete gegee het. Nou ek kan nie alles lees nie, maar ons gaan iewers kyk na Levitikus 6, alles wat die Here gesê het, die Lewiete moes doen, die priesters moes doen in die oggende, maar hoor net hierdie woorde, Levitikus 6 vers 12, hy sê, intussen moet die altaarvuur bly brand, dit mag nie uitbrand nie, die priesters moet elke oggend hout op die vuur gooi, en 'n daaglikse brandoffers daarop sit. Mense, dit was verskriklik belangrik in die Ou Testament, ja, ek dink nie ons besef nie, die opdrag was, daai vuur mag nooit doodgaan nie. Onthou hulle nie vuurhoutjies in 'n Big Six of wat is die Bigs, firelighters of bricks of wat ek al die, hulle het nie goed gehad nie. So God het die eerste keer hierdie vuur aangesteek uit die hemel uit met sy teenwoordigheid. En toe moes hulle daai vuur koester. Hulle moes daai vuur beskerm in 'n bak. So hulle moes die hele tyd 'n nuwe stokkie, lappie, olielappie, wat ook al inhou in laat brand. En dan het hulle die vuur gehad, en hulle mag nie laat die vuur uitgebrand het, nie een keer het Aaron se seuns die vuur laat uitbrand, net tussen hakies, en toe gaan vat hulle onheilige verkeerde vuur, om weer die vuur te probeer laat begin, en toe slaan die Here hulle dood. Mens, die vuur mag nie doodgaan nie, en die manier hoe het gekeer het laat dit doodgaan, hulle moes elke oggend nuwe hout opsit. Nou kom aan, almal was hulle in die bosveld, lekker wintervakansie, nê? En dan brand ons hierdie groot vure deur die nag, en volgende oggend as jy daar kom, is daar net daai rooi koeltjies. Maar as jy dadelik fyn takkies daar opgooi, my kinders het dit gelaat, fyn takkies opgooi, grasies opgooi, goed, en jy blaas so 'n bietjie wind, voep, en begin hy weer brand. En dan 'n bietjie groter hout. Dis min of meer wat hulle moes doen, nie heeltemal nie, want hulle moes nog die as eers weggooi en skoon maak, elke dag. Gister se gebrand moet skoon kom, buite is die hele ander beginsel. Maar baie belangrik, hulle moes dit elke dag doen. In jou lewe, jou geestelike lewe, is net so aan die brand, soos wat jy vanoggend aan die brand is. Jou geestelike lewe is nie aan die brand, soos wat jy gister gebrand het, of eergister, of laas Sondag gebrand het nie. Jou geestelike lewe is net so aan die brand, soos wat jy vandag, vanoggend, aan die brand is. So elke oggend, kom by die altaar uit, elke oggend, maak tyd vir Jesus eerste. Kan ek dit vir jou sê? Laat die altaar herbou word, kom uit by Jesus, moenie laat die vuur uitblus nie, elke oggend, kom by hom uit, kom ons bid dit. Hemelse Vader, help ons met hierdie beginsel, seker die belangrikste beginsel van hoe om die altaar te herbou, dit vat daaglikse dissipline, dit vat daaglikse commitment, dit vat daaglikse besluitneming. My hart, my lewe op die altaar. My hart, my lewe op die altaar. Elke dag, Here. Elke dag by U. Elke dag stil word. Elke dag bid. Elke dag luister. Elke dag wag. Elke dag besluit. Vandag sal ek U weer volg, Here. Dankie daarvoor, help ons daarmee, dankie dat dit nie sonder die krag gebeur nie. Dankie dat U dit binne in ons stuur, dankie dat U dit binne in ons herinner, dankie dat U dit binne in ons doen. In Jesus naam, amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre, sien jou Sondag by ons eredienste, sien jy daarna, sien jou môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.